Goeiemôre, broers en susters. Baie welkom by ons erediens. Ons bid vanoggend, as ons dink aan hierdie teks waarna ons gaan kyk, is dat ons werklik volkome vreugde in die Here sal vind. En ook sal leer wat sy volkome vreugde vir ons beteken. Kom ons begin ons erediens deur vooraf saam te sing uit Psalms 9 vers 1 en 7 en dan lied 184 vers 1 en 4. Geliefdes, ons hoop is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang ook die Here se seën. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Omdat ons vreugde en ons blydskap in die Here is, kan en wil ons sy naam loof en prys. Kom ons staan op en dan sing ons daarom saam uit lied 292 vers 1 en 2 en daarna gaan ons saam ook ons geloof bely. Mijn
Kom ons staan so en dan bely ons ook met blydskap in ons harte die volgende woorde saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van my en jou sondes. Ek glo aan die opstanding van ons liggame en ek glo in die ewige lewe. Amen. Ek kan maar sit. Geliefdes, as voorbereiding op die wet van die Here wat ons nou gaan saam lees, gaan ons saam sing uit Psalm 32 vers 2. En dan gaan ons die wet van die Here saam lees en direk daarna gaan ons Psalm 32 vers 1 en 6 saam sing. Psalm 32 vers 2 gaan juis daaroor dat ons skuld bely. Dawid het sy skuld bely, hy het eers geswyg oor sy skuld, so hy het sonde gedoen en dit nie aan die Here bely nie, en toe sê hy sy liggaam het uitgeteer, hy het aan sy liggaam begin voel, en nadat hy sy skuld bely het, was dit soos 'n las wat van sy skouers afgeval het. En dis wat ons ook doen as ons na die wet van die Here luister, is ons kom na die Here toe, ons bely ons sondes en ons sien uit en ons weet dat Christus vir ons sondes ook gesterf het. Kom ons sing uit Psalm 32 vers 2 en dan luister ons na die Here se wet. Die Here sê in sy wet, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou in my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat vir die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of jou vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see
en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, hoe wonderlik is dit nie dat ons kan dink aan die verlossing wat ons het in Jesus Christus en werklik kan uitsing, omdat ons vergewe is. Ons is nuwe mense deur U Seun Jesus Christus en deur die werking van die Heilige Gees. Verlostes. U kinders, wat nou in 'n nuwe verhouding met U staan en U kan loof en prys, met U kan praat en kan weet dat U ons Vader is wat vir ons sorg, wat vir ons lief is. Dankie Here dat ons met al ons seer kry, met al ons blydskap, met al ons bekommernisse na U toe kan gaan en vrede by U kan vind. Dankie dat dit ook 'n praktiese vrede is. Dit is nie 'n vrede wat ons net ons gedagtes op instel nie, maar ons weet U is by ons. Ons kan dit prakties ervaar. En daarom het ons die leiding van die Heilige Gees ook nodig om vir ons te wys deur U woord en die Gees hoe ons prakties volkome vreugde in U kan vind. Vader, lei ons so, dat ons dit as gelowiges vandag ook saam sal ervaar. Ons bid dit om Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, as voorbereiding op die woordverkondiging gaan ons nou saam sing uit Psalm 34 vers 1 en 2 en daarna gaan ons saam lees uit die Here se woord. All
Ons skriflesing van vandag uit Johannes, of 1 Johannes 1. Dis die derde laaste boek in die Ou Testament, voor Openbaring. 1 Johannes 1. Ag, in die Nuwe Testament, nie die Ou Testament nie. Ja, dis nogal 'n belangrike onderskeid, nee. 1 Johannes 1. Ons gaan verder vers 1 tot met vers 5 saam lees. As jy jou Bybel voor jou oop het, ons gaan vers 1 tot 5 op die bord sit. As jy jou Bybel voor jou oop het, kan jy dalk net vinnig blaai na 1 Johannes 5 vers 13. Dis die tema van die hele boek. Johannes gee die opsomming van wat hy wil bereik in die boek in 1 Johannes 5 vers 13. Hy sê, hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die Seun van God glo. Dit is belangrik, ons het 'n paar sondae terug, 'n ander gedeelte gepreek en gesê ons het die ewige lewe. Dit is nie net iets wat ons in die toekoms gaan kry nie, ons het dit omdat ons in Christus glo. So ons het nou 'n nuwe lewe wat ons leef tot eer van die Here. En dit is die oorkoepelende tema van Johannes se brief. So as ons vers 1 tot 4 lees, dan kyk ons daarna uit die lig van die oorkoepelende tema. Kom ons lees saam uit 1 Johannes 1 vanaf vers 1 tot 4. Van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ek dink dit is nie op die skerm nie. Dit is die kleur wat nie reg is nie, maar dit is reg. Van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom, ons het hom gesien en is getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. Die gemeenskap waaraan ons deel het, is die van die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Dit skryf ons aan julle, sodat ons blydskap volkome kan wees. Ons gaan uit die prediking dit ook sien, dat Johannes in hierdie verduideliking vir die brief van Johannes en Johannes Evangelie, eerste hoofstuk het nogal baie ooreenkomste, dit was natuurlik dieselfde skrywer gewees. Dalk net vers 4 is ons teksvers, die van julle wat dalk 'n ander vertaling soos die 33 vertaling het, ek dink die 20 vertaling dieselfde vertaling as die 1983 vertaling. So die 1983 vertaling sê in vers 4, dit skryf ons aan julle, of dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees. Hy sê, Johannes sê, sodat ons die apostels se blydskap volkome kan wees, dis hoekom ons hierdie dinge skryf. Die ou Afrikaanse vertaling, die 33 vertaling staan daar, dit skryf ons aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. Dit wil sê die lesers se blydskap. Die verskillende vertalings verskil omdat hulle die 'n ander grondteks gebruik het vir die vertaling. Maar dit is eintlik so mooi om te dink dat hierdie wat hy hier beskryf, skryf hy sodat die apostels, die wat die woord verkondig en die hoorders se blydskap volkome kan wees. En dis ons fokus ook vandag. Die fokus is op hierdie vers 4, is dit skryf ons aan julle sodat julle blydskap of ons blydskap volkome kan wees. Geliefdes, ek dink dit is nogal algemeen vir ons bekend, veral as jy moeite gedoen het om die nuus die afgelope tyd te lees, dan is ons in 'n de mekaar wêreld. 'n Wêreld waarin konflik is, emosies wat mense verskillend beleef, ekonomiese druk wat ons ondervind. Daar's verskillende dinge wat mense eintlik op hierdie stadium in ons lewe net hopeloos laat voel.
Dis hoekom dit beter is vir ons baie keer om nie die nuus aan te sit nie, of nie nuus te lees nie, dan voel ons daarom beter onder ons wêreldse omstandighede. Maar as jy die nuus lees en op sosiale media is, dan kan jy vinnig moedeloos raak. En in 'n tyd soos dit, is dit in elk geval vir my en vir ons almal so goed om weer na 1 Johannes te kyk. En te sien wat 'n troos ons werklik het in Christus. En dat ons vreugde is in die Here. En is ewig. In die tyd wat Johannes geleef het en hierdie boek geskryf het, was die wêreldgeskiedenis ook hopeloos. Het is eintlik merkwaardig om te dink dat wêreldgeskiedenis van daardie tyd tot nou toe het nog nie veel verander nie. Nee, die hopeloosheid is nog steeds in die wêreld en hulle het dit net so ervaar. Die gelowiges waaraan hy skryf het verskillende forme van vervolging ervaar. Hulle was vervolg vir hulle geloof. En veral in hierdie brief sien ons dat daar dwaalleraars was wat die gelowiges die mekaar gemaak het. En in hierdie die mekaarheid, hopeloosheid, kom Johannes en hy sê, ons skrywe hierdie dinge vir julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Sodat julle werklik blydskap kan hê. En dis die vraag, nee, waarmee ons gekonfronteer is hoe kry ek volkome blydskap? Hoe vind ek dit? En die Here leer dit vir ons deur hierdie boodskap wat Johannes verkondig. Volkome blydskap is nie in die wêreld te vind nie. Johannes het dit gesien en ons sien dit vandag ook. Jy gaan nie volkome blydskap kry in hierdie wêreld in 'n politieke leier wat opstaan en jou ewe skielik red nie. Volkome blydskap is in Jesus Christus. En die troos wat ons het, is hierdie blydskap is ewig. Die Christelike gemeenskap waaraan Johannes skryf, ons het gesê, hulle was teen mekaar gemaak deur verskillende dwaalleer wat in die gemeentes verkondig is. Maar die grootste invloed op hierdie mense was gnostisisme, vir dwaalleer wat ons noem gnostisisme. En hulle het Christus, hierdie mense wat gnostisisme verkondig het Christus voorgestel as geestelik. So vir hulle was alles wat geestelik is vir hulle belangrik geweest. Die materie, jou liggaam, die pyn wat jy ervaar, dit was nie eintlik vir hulle belangrik nie. En hulle het inteendeel gesê, jy moet net geestelik ingesteld wees en dan sal jy vreugde ervaar. So hulle het Christus ook verkondig as, hy het nie werklik mens geword nie, hy was 'n gees. Dit sal beteken as hy op die strand geloop het, dan sou daar nie voetspore volgens hulle gewees het nie, want hy was net 'n geestelike beeld van 'n mens gewees. Hy was ook nie liggaamlik pyn gehad toe hy gekruisig is nie, dit was maar net geestelike ervaring wat hy gehad het. En jy kan sien hoe hierdie dwaalleer die gelowiges se troos gesteel het. Want dis gewone mense waaraan Johannes verkondig. Hulle het pyn gehad. Hulle is in hierdie wêreld, hulle is hopeloos. Hulle het fisiese pyn aan hulle liggame. En nou kom hierdie ouens en hulle sê, maar jy moet net geestelik ingesteld wees. En as jy aan die geestelike ding, dan kan jy wegkom van jou fisiese pyn. Maar daarteenoor kom Johannes en die ander apostels en hy begin deur te sê wat van die begin af was, verkondig ons aan julle. Wat van die begin af was. Nou die stelling wat Johannes hier maak is 'n soortgelyk aan die stelling wat hy in die Johannes Evangelie gemaak het. Julle kan gerus Johannes, die Evangelie volgens Johannes, hoofstuk 1 gaan lees. En hy sê Christus was van die begin af. Hy was van ewigheid af daar. Hy het nie ontstaan nie, hy is nie gemaak nie. Hy was. En deur hierdie woorde, deur hierdie werkwoord wat Johannes hier gebruik, en as mense in die Grieks gaan kyk, dan gaan jy dit
beter sien. Johannes gebruik spesifieke werkwoord wat op 'n subtiele maar tog 'n duidelike manier die Christus was met die Here se naam in die Ou Testament, Jahwe, ek is, verbind. En Johannes doen dit opsetlik, want hy wil duidelik hê hierdie gemeente moet verstaan, Jesus, wat hulle verlosser is, wat vir hulle ewige vreugde gee, hy was van ewigheid af, saam met die Vader en die Heilige Gees, en hy is God. Hy is nie gemaak nie, hy was van ewigheid af, en hy is God, saam met die Vader en die Heilige Gees. Geliefdes, dit gee vir ons, en vir hierdie hoorders, geweldige troos. Want die troos wat jy het, is ewig. Christus was van die begin af en hy sal tot in ewigheid wees en jou troos is vir ewig. Dit is nie soos politieke leiers vandag wat een oomblik opstaan en 'n ander oomblik val hulle, of die ekonomie of ons daaglikse omstandighede wat een oomblik rooskleurig lyk en die volgende dag is dit nie so goed nie. Maar Christus is ewig en jou hoop wat jy het in hom is ewig, want hy is van ewigheid af daar. En hy sal jou nooit in die steek laat nie. Dis wat jy kan weet. Maar ons verlossing in hom is ook tasbaar. Dit is 'n wonderlike feit wat ons as gelowiges nie mag vergeet nie. Johannes sê verder in hierdie gedeelte, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het, waarna ons gevat het. Nou in hierdie gedeelte doen Johannes, en veral as ons in die oorspronklike tale gaan kyk, dan doen Johannes geweldig baie moeite om vir hierdie gelowiges te sê, Jesus het werklik bestaan. Hy was nie net 'n gees nie, hulle het aan hom gevat, hy is mens wat aan hulle verskyn het, hy is werklik God, maar ook werklik mens gewees, en hulle het aan hom gevat, hulle het met hulle oë hom gesien, en as ons nou na die oorspronklike taal kyk, dan is dit amper asof Johannes vir hulle sê, en uitskree, liewe gemeente, hierdie Christus wat ons aan julle verkondig, hy is werklik, julle het hierdie troos, hy is tasbaar, ons weet hy bestaan, is nie net 'n teorie wat ons opgemaak het nie, hy was, en hy is, ons is ooggetuies, ons het bewyse daarvan, omdat ons aan hom gevat het, en hierdie apostels het eerstehands 'n tasbare ervaring van die realiteit van Christus, en dis hoekom ons dit glo, en hierdie betroubare getuies, wat bereid was om hulle lewe af te lê vir hierdie getuienis, hulle verkondig nou aan ons en sê, en nooi ons eintlik uit, om ons geloof op Christus te vestig, sodat ons volkome vreugde in hom kan hê. Geliefdes, ons hoop is nie gebaseer op stories nie. Ons hoop is nie gebaseer op 'n opinie of 'n opgemaakte geloof wat iemand uitgedink het nie. Ons hoop is gebaseer op Christus wat realiteit is. Wat Johannes hulle gesien het. En ons weet dit van mense, hulle wat op 'n stadium weggehardloop het en skaam was vir Christus, hulle is bereid gewees om hulle lewens vir hom af te lê en ware getuienis van hom te wees. En dis hoekom ons weet, ons troos is tasbaar. Ons troos is ewig, dit is tasbaar, en dit gee vir ons lewe. Dis hoekom ons volkome vreugde in Christus kan vind. Johannes sê in vers 2, aangaande die woord van die lewe, en die lewe, of hulle verkondig dit natuurlik, aangaande die woord van die lewe, en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig, en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. Julle sal sien, Johannes
praat van Christus en dan sê hy Christus is die woord en dis weer eens dieselfde wat hy in die Johannes Evangelie in Johannes 1 vers 1 gedoen het, is dat hy sê Christus is die woord, hy was van die begin af daar en hy is by God gewees en hy is self God. En hier deur die term woord sê Johannes vir die gemeente of vir die gelowiges, hierdie Jesus is die finale woord van God. Hy is die finale openbaring van God wat vir ons kom wys het wie God is. Hy is die een wat God gestuur het om vir julle te leer wie hy is en hoe hy wil hê julle moet lewe. Hy is die een wat vir julle kom sê hoe ons lewe kan hê. En hierdie Christus is die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Geliefdes, hoe wonderlik is dit nie? Christus kom wys vir ons hoe ons kan lewe. Hoe ons lewe betekenis kan hê, hoe ons die ewige lewe kan kry. En sonder Christus is daar vir ons geen troos nie. Jy het geen troos, geen vreugde as jy dit nie in Christus kan vind nie. Want hy kom en hy wys vir ons het 'n Vader wat in die hemel is en hy is vir ons lief. Ons kan 'n verhouding met God drie enig hê. Dis wat Christus vir ons kom wys het. Hy het vir ons kom wys, ons is verlos, ons hoef nie bang te wees vir God nie. Ons kan inteendeel vir hom vra om met ons te wees. Ons kan op hom vertrou met ons lewe, want ons lewe is veilig in sy hand. Christus het vir ons kom wys, ons kan in hom glo, en dan sal ons ewig lewe. En weet jy, dis ons lewensanker. As jy standvastig wil wees in hierdie wêreld, dan moet jy aan hom vashou. En hierdie lewensanker wat ons het, is in Christus, want ons weet, hy verbind ons aan die Vader, wat vir ons troos gee en elke dag by ons is. En selfs te midde van wêreldse storms wat op en af is, en wêreldgeskiedenis wat vir ons de mekaar is hierdie troos standvastig. Want ons het dit in Christus. So ons troos is ewig. Dit is standvastig en ons weet dit gee vir ons die lewe, maar weet u, ons kan dit ook prakties ervaar. Dis die wonderlikste van die troos van Jesus Christus. Dit is nie net, soos ons gesê het, 'n teorie nie. Ons kan dit ervaar en Johannes verduidelik vir ons, hoe kan jy ewige blydskap ervaar? Hoe kan jy volkome blydskap voel? Hy sê in hierdie gedeelte wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle sodat julle gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. Die woord wat Johannes in hierdie gedeelte herhaal is die woord gemeenskap. Hy sê ons het gemeenskap met mekaar, ons het gemeenskap met God die Vader, ons het gemeenskap met die apostels. En dis die bekende Griekse woord wat Johannes hier gebruik, koinonia. Baie van julle ken die Griekse woord. En wat hierdie woord sê, is dat daar 'n in diepte verhouding tussen twee partye is, wat aan mekaar verbind is deur 'n gemeenskaplike doel, maar ook in hulle lewe. So ons het 'n gemeenskaplike doel, ons glo dieselfde in iemand of iets, en ons lewe ook saam. Dit sê die tipe koinonia wat ons dan het. En ons koinonia is dan met God en met mekaar, en dit is hoe ons vreugde vind. Het is belangrik om dit raak te sien. As jy volkome vreugde wil hê, dan moet jy gemeenskap hê met God, maar jy moet ook gemeenskap hê met medegelowiges. So kom ons baie keer vra as gelowiges, maar ek voel nie hierdie blydskap nie. En die vraag is, het jy gemeenskap met God en het jy gemeenskap met medegelowiges, of dink jy kan op jou eie sit en die Here dien by jou huis, want dit is anders as wat Johannes hier verkondig. Die eerste gemeenskap wat ons het is natuurlik, en dit is die belangrikste, met God. Ons het 'n verhouding met God.
Geliefdes, is nie net iemand waarin jy glo nie. Jy moet 'n diep persoonlike verhouding met die Here hê, en as jy nie 'n persoonlike verhouding met hom het nie, dan sal jy nie die blydskap ervaar nie, waarvan Johannes hier praat nie. Hierdie blydskap moet prakties uitgeleef word, en ons moet in gemeenskap met God leef, en dan verander hy ons lewe, en wat dit beteken is, dat ons het hom moet glo, dat ons moet weet, hy is by ons, hy is nou hier by ons, as jy uitstap, is hy by jou, al kan jy hom nie sien nie. En jy moet die hele dag daarvan bewus wees, dat hy by jou is. Maar dan moet jy ook na hom luister. So jy moet in hom glo, maar jy moet na hom luister en doen wat hy sê. En tot hom bid, en op hom vertrou. En as jy so met hom saam leef, dan is jy die hele dag in 'n persoonlike verhouding met die Here, en dis jou koinonia met God, deur sy woord en deur die werking van die Heilige Gees. En dan ervaar jy blydskap in die Here. Jy vind in hom jou vreugde. Dis tog al iets waarna ek hierdie week gedink het, nee, is vind ek regtig vreugde in die Here? Of is dit 'n konsep waarna ek glo? Maar ons moet ons vreugde in die Here vind. En dan het ons ook vreugde in ons verhouding met mekaar, ons koinonia met medegelowiges. Seker een van die grootste voorregte wat die Here vir ons gee, is dat ons medegelowiges het waarmee ons 'n verhouding kan hê. En ons het 'n verhouding, ons gemeenskap met mekaar, omdat ons 'n gemeenskaplike persoon God glo. Maar dan het ons ook gemeenskap met mekaar as ons saam met mekaar leef. Saam met mekaar Bybelstudies doen, mekaar help, mekaar bystaan, in mekaar se vreugdes deel, mekaar se hartseer deel, en werklik daar is vir mekaar, dan het ons gemeenskap met mekaar. Maar buite hierdie geloofsgemeenskap, buite 'n gemeenskap met God, bestaan daar nie die vreugde waarvan Johannes praat nie. Net in ons verhouding met God en in hierdie gemeenskap met gelowiges het ons die volkome vreugde. Nou geliefdes, hierdie vreugde wat ons het, is nog steeds 'n tasbare vreugde, en ek wil net 4 dinge eintlik nog noem oor hierdie vreugde. So as jy werklik volkome vreugde wil hê waarvan Johannes hier praat, dan het jy blydskap of vreugde in gemeenskap. Soos ons nou gesê het, jy het gemeenskap met God, jy het gemeenskap met medegelowiges, en dit gee vir jou blydskap. Dit is iets wat ons gister ervaar het met die blokbyeenkoms. Daai vreugde wat ons het om met mekaar net te deel in ons lewens, en by mekaar te wees, en te weet dat daar is gelowiges wat dieselfde as jy glo, wat ook moeilike tye deurgaan, en hulle is daar vir jou. Hulle ondersteun jou. En so is ons in 'n gemeenskap van gelowiges saam met God, en in gemeenskap met hom, en dit gee vir ons ewigdurende vreugde. So dis die eerste ding wat jy moet doen om hierdie blydskap te ervaar. Maar dan het jy ook blydskap in die verlossing van Jesus Christus. Dis 'n wonderlike blydskap. Dat jy weet jy het die ewige lewe. Onthou die tema van die brief van Johannes, jy het die ewige lewe. Dis jou vreugde, jy is verlos. En dan moet jy bly wees, jy moet elke dag jou verheug daaroor en uit hierdie vreugde leef. Maar dan het jy ook blydskap in om vir die Here te leef. En dis wat hy ons gaan volgende keer daaruit lees, maar van vers 5 tot 10 verduidelik hy dat ons in die lig van God moet leef, en dit gee vir jou blydskap. Om net te doen wat die Here vir jou sê. En as jy hierdie blydskap het, dan het jy volkome blydskap. Geliefdes, dis blydskap wat hou. Dis blydskap wat tot in ewigheid sal hou. So ons het nou 'n klomp dinge gesê, net om op te som. As jy bly wil wees, blydskap waarvan Johannes praat, hê gemeenskap met God en met medegelowiges. Weet jy is verlos. Jou verlossing is seker, verheug jou daarin. En lewe in sy lig. Luister vir hom, want daarin vind ons ook blydskap. Geliefdes, ten slotte,
Moenie dat die winde van ons samelewing jou blydskap bepaal nie. Want dis nie seker nie. Niks in hierdie wêreld is vir ons seker en kan ons verseker van ware blydskap nie, maar God kan ons verseker van ware blydskap. En hoe ons dit ervaar, is in gemeenskap met hom, in gemeenskap met ons medegelowiges, deur in hom te glo en vir hom te leef. So laat dit jou blydskap bepaal, en dan sal jy tot in ewigheid volkome blydskap hê. Amen. Kom ons bid saam. Here, bly wees is baie keer vir ons 'n term wat ons nie sommer ervaar nie. Veral in 'n samelewing wat gejaag is, wat vol stres is en wat vol uitdagings is. Ons kan dit sommer op mense se gesigte raak sien as ons verby hulle ry, verby hulle loop, dat daar baie mense is wat nie blydskap ervaar nie, selfs gelowiges, wat nie met blydskap leef nie. Here, help ons om volkome blydskap in U te vind, want ons weet net U gee vir ons blydskap. Help ons om 'n verhouding met U te hê, om op U te vertrou, te weet en te ervaar dat U by ons is, soos Jesus ook vir ons kom wys het. Help ons om gemeenskap met mekaar te hê, help ons as gemeente om daarin toe te neem elke dag meer en meer. En Vader, help ons om vir U te leef, want ons weet dit gee ook vir ons blydskap. Boet en bewaar ons as gemeente, gaan met elkeen wat nie hierdie blydskap voel nie, as gevolg van verskillende redes. En versterk ons, sodat ons ten spyte van moeilike tye in ons lewens, die vreugde en vrede van U kan ervaar in Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Vader, gaan asseblief met elkeen in ons gemeente, wat alleen voel, wat deur moeilike tye gaan, dat ons mekaar sal help, dat ons as gemeenskap van gelowiges sal opstaan en ons roeping wat ons het in Jesus Christus sal uitleef. Help ons om meer soos Christus te raak en meer U liefde uit te leef. Ons bid dit om Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, daar is nou geleentheid vir insameling van die liefdegawes en daarna gaan ons saam sing uit lied 513 vers 1 en 2.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan ook in sy vreugde. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen. Geliefdes, net 'n paar afkondigings vir die kerkraadskant af. Vertrek met bewys van lidmaatskap na die NG Kerk Tygerpoort is Wilmarie Wolmerans. En dan met attest van die Gereformeerde Kerk Heidelberg Gauteng is Isel Swart. Is Isel dalk volgend hier? Ek weet dat Boetie is ook in ons gemeente. Nou, okay. Sal volgende keer weer afkondig, en dan met attest van die Gereformeerde Kerk Cachet, ek dink nie, hy sê nie, is Bernard Marits, is Bernard, hierso. Hy is al 'n ou bekende student by ons, maar ons het sy attestaat ook ontvang. Dan wil ons graag aan een van ons ouderlinge ontslag gee vanoggend, en dit is André Fourie. André, jy kan dalk net staan vir ons, hiermee gee ons vir jou eervol ontslag vir die dienswerk wat jy ook as ouderling gedoen het, en mag die Here jou gawes ook meer en meer in ons gemeente ook op ander vlakke gebruik. Dankie. Dan in ons lief en leed sal enige ander algemene afkondiging. Ek het vergeet van, of ons het almal daarvan vergeet, maar van die blokfunksie van gister, baie dankie aan almal wat gewerk het, Janine, jou span, en almal wat gister daar was. Dit is 'n wonderlike feesgeleentheid gewees vir ons. Die Here kom dien en meer van mekaar ook kom leer. So baie dankie daarvoor ook. Enige ander afkondigings? Dan het die lief en leed. Ons dink in ons gebede aan Nico Els. Hy het 'n belangrike besluit hierdie week om ook te neem oor verdere hartprosedures, en ons dink aan hom ook. En dan dink ons met blydskap aan Tannie Magdalene Lessing, hulle haar agterkleinkind sy is nou op pad terug, net Tannie Magdalene, sy is op die vliegtuig op pad terug, so ons is baie dankbaar vir julle. Dan Tannie Susan Hakebord, ons het gehoor van haar kanker wat toegeneem het, en ons dink ook in ons gebede aan julle. Sy is so 'n mooi bewys van hierdie vreugde wat ons van lees in 1 Johannes 1. Nee, so ons dink aan oom Jero en Tannie ook in hierdie tyd. Geliefdes, nog enige lief en leed waarvan ons dalk moet weet. Dan die verjaarsdag, baie geluk aan die volgende mense met hulle verjaarsdag die week. Vanus Buys, Sari de Klerk, Liesel van der Merwe, Daniel Lindekie, Trix Viljoen, Petro Hurter, Linda Kreer, Hanneke Buys, Sue Kloppers, Nina Strydom en Jackie Kreer. Baie geluk met julle verjaarsdag en mag julle 'n geseënde dag en 'n voorspoedige nuwe jaar beleef. Geseënde dag vir almal.